Welkom almal by Bybelstudie sessie nommer 6. Dit is awesome om terug te wees om die werk van die Here te kom doen. Ek wil net vir julle sê dankie vir die wat die Bybelstudie volg, dat julle geduldig was om net te wag vir hierdie sessie om weer te begin en aan te gaan. Dit was 'n bietjie van 'n rowwe tyd, 'n rowwe maand agter die rug. Ek weet ons het redelik 'n paar weke wat ons laas Bybelstudie sessie 5 gedoen het. Maar dankie vir julle geduld en verstaanbaarheid. En ja, hopelik het dit julle 'n bietjie se tyd gegee om te gaan sit en lekker Bybelstudie te doen. Ek weet die vorige sessies was verskriklik baie inligting geweest, maar soos ek gesê het, vat dit in jou eie pas. Stap dit uit saam Heilige Gees. Ek sê altyd, quality is better than quantity. Ons kry al die tools. Die Here het die fivefold ministry in staat gestel om sy werk te doen, maar op die einde van die dag, jy moet stap in die ritme wat die Heilige Gees jou inlei. En ek weet sekere mense as hulle begin, dan is hulle so honger, hulle wil net alles inneem moontlik wat hulle kan. Maar jy sal sien in hierdie Bybelstudie dat quality is so much better than quantity. So, jy vat dit in jou stadige pas van ritme wat jy saam met Jesus stap en elke sessie werk om deur en hopelik het hierdie laaste paar weke jou kans gegee om van die video's weer te gaan kyk en net lekker deur dit te werk en ek hoop dinge maak sin en I just know Holy Spirit was with you. Heilige Gees lei ons altyd so mooi en jy weet as jy voel jy's alleen en jy weet nie waar of wat nie, just know Holy Spirit is with you. There is no comfort like the Holy Spirit. Heilige Gees is saam met jou. Ek het 'n awesome testimony wat ek sal bietjie deel later met tyd. What birthed out of this past few weeks. En ja, Jesus gets all the glory. Ek hoop jy het jou koppie koffie, jou notaboekie, jou pen reg vir hierdie Bybelstudie. Ek is super opgewonde en ek wil jou net herinner as jy nie dalk 'n notaboekie of 'n pen naby het nie, onthou dat ek 'n WhatsApp channel het en ek deel al die notas, alles wat ek hierso vir julle wys en present op die skerm. Alles word gedeel op my WhatsApp channel. Ek sal dit op my comments sit op die YouTube video en jy kan net dit gaan aflaai en deurwerk in jou eie tyd. En deel dit met ander mense. Jy hoef nie dit vir jouself te hou nie. Sharing is caring. Dis nie um ek sê altyd uh God has given us the gifts. Jesus has given us the gifts and we have received it freely and freely we shall give. Dit is nie gebonde aan 'n bediening of enigiets nie. Ons kry dit van Jesus Christus af. Ons almal is 'n gift. Ons almal kry 'n blessing en iets spesiaal van die Here af wat ons sterk invloei en ons verantwoordelikheid is om dit te deel met die liggaam van Christus. So jy is meer as welkom om al hierdie notas ook te deel met vriende en familie en wie ook al jy voel dit nodig en share die video, share as jy voel dit gaan iemand help. Al deel jy een sessie met hulle en jy voel dit gaan hulle help, deel dit met hulle. Hulle is meer as welkom. En ja, ons gaan inspring en ons gaan nou begin met 'n gebed voordat ons met die Bybelstudie begin en dan gaan ons begin met gaan ons kyk waar begin ons. Ek is baie opgewonde. Ons gaan die lekkerste deel doen. Al die dele is lekker, maar hierdie special vandag. So kom ons begin net gou met gebed. Aba Vader, ek dankie vir u genade. Ek dankie dat u Jesus gestuur het op die kruis. Hy het opgestaan en hy leef. Ek dankie vir die lig in ons longe vandag en dat ons vandag kon opstaan en uit die bed uitklim. Dat ons hierdie dag kan aanpak saam met u. U is ons koning en ek bid vir elke persoon wat hierdie Bybelstudie bywoon dat hierdie sessie hulle sal seën van kop tot tone. En belangrikste is dat Heilige Gees ons sal kom bedien. Holy Spirit, have your way.
I speak a blessing over the person receiving this, dat elke persoon wat inluister, dat hulle geseën sal word met die woord van God en dat dinge sal vir hulle sin maak en it will become revelation to them, dat hulle sal verstaan en dat hulle net so mooi sal lei in die woord van God en dat hulle dit sal kan toepas in hulle lewens. En ons dankie daarvoor. Ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding in Jesus naam alleen. Amen. Alright, so laat ek gaan net my notakies opkry en dan skop ons hom af en dan kyk ons hoe die Heilige Gees vandag ons lei. Alright julle, so ons is deur baie die vorige 5 sessies, maar hierdie sessie is vir my special en die rede hoekom ek sê dit is so special is ons het basies laas met die vorige sessie begin. Ons het met die inleiding begin van die Nuwe Testament. Ons het begin kyk na die 4 evangelieboeke wat Matteus, Markus, Lukas en Johannes is. Ons het basies gekyk hoe het Jesus was gebore, hoe het hy groot geword en hoe hy in sy bediening ingestap het en sy bediening uitgeleef het. En ons is nou basies op daai punt waar ons bietjie deur gelykenisse gegaan het. Ons het bietjie na 'n paar genesings, scenario's gekyk, Jesus se bediening waar hy gesond gemaak het. Hy het die duiwels uitgedryf, hy het mense gesond gemaak. Ons het gesien hoe die Jesus geleer het en hy het in awesome ways gepraat en gelykenisse en dit bedien ons tot vandag toe. En hoe mens soms net moet sit op iets dat dit kan penetreer in ons binneste in. En ons het so 'n bietjie ook gekyk na al die dele waar Jesus groot geword het, het ek die voorreg gehad om fotootjies te kan deel van hoe dit daarso lyk in Jerusalem, Israel. Hierso was die Westelike muur wat nou nog daar is. Ons het gekyk hier na die Dome of Rock, hulle noem dit ook die Temple Mount wat vandag nou daar staan, al die tempels wat vernietig is en hoe dit nou daarso lyk en hoe ons nou vorentoe wag vir die nuwe goedjies om uit te speel, soos wat Jesus in sy woord gesê het, soos ons gaan bietjie later kyk, volgende week sal julle sien, ons begin met die briewe en dan sal nog ook die boek van Openbaring en al daai goedjies, en dan gaan ons begin na dit kyk. Maar ons kyk nou vandag in hierdie sessie na 'n baie spesiale deel. So, ons gaan kyk na Jesus se laaste week op aarde en jy gaan vir my sê, "Sjoe, kan ons so baie praat net oor sy laaste week?" Wel, ek gaan vir jou sê en julle van julle het dit al nou deurgelees en julle weet daarvan en ander leer nog die woord. So ja, mag dit julle bless vandag wat ons net kyk na Jesus se laaste week op aarde. Die 4 evangelieboeke. Ek sal vir julle sê 'n derde daarvan is opgesom van Jesus se laaste week op aarde. En dit is vir my, dit breek my brein want ultimately die Here het gekies wat moet in die Bybel staan en jy gaan sien daar's baie meer goed wat hulle kon oorgeskryf het. Maar God het gekies wat moet in die woord staan. God het gekies presies watse scenario's wat uitgespeel het of wat gebeur het wat in die woord moet inkom. En persoonlik, ek kyk na die hele Bybel, want ons kyk na die hele Bybel van die begin tot die einde, die woord is van God af. En dis vir my baie interessant wat die Here besluit het wat moet in die woord kom en wat staan vandag in die woord. En ek weet, ek wat ook onlangs deur baie goeters is, kom jy op 'n punt en jy bevraagteken sekere goeters. Jy het vrae. En tog is die Bybel genoeg om eintlik alles te beantwoord vir ons. Want Jesus is genoeg. En wanneer ons vertroue in hom sit en ons geloof in hom sit, verander dit die hele, it changed the whole trajectory of your life.
Even though you don't have it all figured out. Jy mag dalk nie alles nou op hierdie oomblik verstaan nie, maar weet dat as jy nou in 'n scenario sit, jy gemaak die woord oop, God sal met jou deur die woord van God praat. And we just need to listen. We just need to open our eyes and open our ears and ask, Lord, help me. Nou, ons het gekyk na die vorige sessie waar Jesus basies uit 3 jaar het hy sy bediening uitgestap. En ons is nou op daai punt dat alles wat geprofeteer was, selfs van die Ou Testament af, en wat Jesus aanhou oor gepraat het en geprofeteer het, is besig om nou uit te speel. En tog die disippels verstaan nie eers heeltemal wat Jesus probeer sê het nie. And this just breaks my brain, but it's beautiful because God works in mysterious ways. En alles is ten goeie vir ons, dat al tref dinge jou, die vyand kom om te vernietig en te steel en te verwoes, maar God gebruik dit ten goeie vir jou lewe. En hierdie deel moes gebeur het. Jesus, wat sy heel laaste week uitgelewe het, wat ek gesê het, basies 1/3 van die 4 evangelieboeke is. As jy gaan lees, jy gaan sien, die laaste hoofstukke omtrent van Matteus, Markus en Lukas gaan oor it's the build up, sal ek sê, as jy nou 'n rugby game of vir dit of dat kyk, daar's altyd 'n build up to the match en daar gebeur spesifieke dinge en is belangrik en almal gee aandag tot die wedstryd plaasvind en selfs nog na die tyd te kyk wat het gebeur. En in hierdie opsig kyk ons na en ons gaan letterlik kyk wat het in die laaste week van Jesus gebeur op aarde en wat ook na dit gebeur het en wat so belangrik is wat ons geleer word in die woord wat ons vandag moet uitlewe. So ek vir my ek gaan dit met julle deel dat die Here het my die laaste 3 jaar in die bediening van die dood en dit klink rof, maar iemand moet dit doen en die Here het my so amazingly geposisioneer om daar te kon wees vir mense in die laaste tyd, voordat hulle hemel toegevat is, tot die Here besluit het, dit is nou klaar, now you're gonna fly with Jesus, en dit is vir my baie spesiale bediening, is 'n baie vreemde bediening, en ek dink, daar is genade daarop vir wat die Here gee vir ons om deur te stap met mense, maar vir my die laaste paar dae, self die laaste maand is vir my so belangrik om te sien wat het daai persoon voordat hy dood is, wat het hy of sy gesê, wat het hy of sy gedeel, hoe was hulle optrede gewees, en ek kan vir jou getuig dat die mense of wat die Here vir my gegee het om te kon bedien in die laaste 2-3 jaar in situasies soos dit, was vir my baie uniek en spesiaal en ek het aandag, ek is maar die mens wat ek fokus op daai detail, hoe die Here praat en wat ek moet doen, hoe ek mense se voete kon was in daai laaste dae, daai laaste tye en hoe ek opgelet het wat die mense gesê het en wat hulle gedeel het, because they were prophesying things, hulle het goed geprofeteer, want die Heilige Gees het deur hulle gepraat en dit is vir my so special, een van die mooiste bedieninge om te dink, jy het die voorreg om daar te kan wees in iemand se laaste uur of ure of paar dae, even wat jy vir daai persoon kan doen, how you can bless that person, hoe jy daai persoon kan bedien en hulle voete kan was, ek praat nou van in die geestelikheid, om hulle sokkies vir hulle aan te kan trek, om vir hulle daar te kan wees, whatever they even ask you to do, en ja, moet nou nie dink is die Here my na julle stuur, is dit nou julle laaste nie. Ek is baie lief hoe die Here my gebruik in die bediening van I'm very focused on person and the detail of people's lives. So moet nou nie dink jy's op die einde dan nie. Maar ja, dit is special en dit is 'n bediening wat die Here vir my in die laaste tyd gegee het and his grace is upon it. Hy besluit ultimately wanneer dit lig ook. But ja, ek dink hier is die ding,
'n mens lewe elke dag asof dit jou laaste is. We have to become like Jesus. En hier wys Jesus vir ons hoe het hy die laaste week uitgelewe en hoe dit so ja, dit is net it breaks my brain want die nederigheid wat Jesus gehad het. He was ultimately the best perfect example to us. Dat even waar hulle op hom gespoeg het en al die dinge, het hy uitgelewe presies die woord van God. En iets wat ek gesien het persoonlik wat ek kan getuig waar mense op hulle einde is, it's like they get a new breath, a new strength in Jesus in order to walk through that in the way that die Here besluit hoe om hulle te kom haal. So, julle gaan nou sien ons bietjie deur dit stap. So kom ons begin want hier's ook maar redelik baie wat ons deur gaan gaan. So as jy na die 4 evangelieboeke gaan kyk, gaan jy nou sien daar is baie geskryf oor Jesus se laaste week. En ek dink ons moet aandag gee daarop, jy weet uit alles en alles voel ek daai laaste week waar Jesus was en alles uitgelewe is vir ons die belangrikste om na te kyk. Hoekom word daar soveel aandag gefestig op dit? Hoekom uit alles en alles wat geskrywe is in die woord van God, word daar soveel klem daarop gelê en presies Holy Spirit decided what should be in the word of God. So, alright, okay, julle, so ons gaan sien, elke jaar, en as jy deel van 'n kerk is, 'n covering, dan kry ons daai tyd waar ons Jesus se kruisiging celebrate. Ons vier dit en ons word herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het gekom, hy het die wet vir ons kom vervul en ons sal bietjie in die volgende sessie daarna kyk. Rondom Ou Testament, Nuwe Testament, wat gebeur nou? Maar ons gaan nou net kyk wat het gebeur in die laaste week. So elke jaar dan eintlik elke dag 'n mens word herinner wat het Jesus vir ons gedoen? Hy was vir ons gekruisig. Hy het die wet vir ons kom vervul so that we can live and have abundant life. Soos Johannes 3 vers 16 vir ons sê. Jesus is vir ons gestuur vir elke persoon op hierdie aarde, in hierdie wêreld om Jesus se bloed wat uitgestort is vir ons, sodat ons daai keuse kan kry om te sê ons kies Jesus, ons volg Jesus. Ons wil hê Jesus moet deel van ons lewe wees because nothing makes sense without Jesus. En dit gee vir ons die voorreg om in sy koninkryk te kan instap, want dis wat Jesus gedoen het. Hy het reeds vir ons sonde betaal. Hy het reeds he laid down his life for us en daarom kan ons hom kies en ons kan ons lewe neer lê vir hom om te kan lewe soos Jesus en soos Jesus te kan lyk. Because he loved the world. Hy het die wêreld so lief dat God sy enigste seun gestuur het vir ons. So alright, so ons sal sien, ek gaan nou hierso, julle sal sien ek het 'n skrifverwysing gegee. Al die notas deel ek, jy kan stadig weer deur dit draf. Maar weet net, ons onthou ons 'n bietjie daar gepraat dat in Matteus, Markus, Lukas en Johannes word sekere goeders herhaal, maar hy het 'n bietjie van 'n ander oogpunt geskryf en 'n ander oogpunt van skryfstyl. En that's Holy Spirit inspired, dus so Heilige Gees besluit het hoe dit moet wees in die woord. So jy kan ietsie lees in Markus, maar jy gaan dit in Matteus ook kry. En ek onthou ek het vir julle genoem, julle kan kruisverwysing gaan en kyk waar staan dit in die ander boek en jy kan dieselfde storie gaan lees en dit het dalk bietjie meer lyf of is dalk bietjie korter geskryf of dis net 'n bietjie van 'n ander oogpunt. So ek het nou nie al die boeke se verwysings neergesit nie, maar net wat ek maar gevoel het om in te sit. So in Johannes 12 vers 1 tot 3 sal jy sien, as jy ook nou in die, ek spring nou 'n bietjie rond, maar as jy nou in 'n kerk is en so, dan kry ons maar nou, almal noem dit nou Paasnaweek en mense praat nou oor die hasies en die chocolates en al daai dinge. Maar ultimately waar het oor gaan is, ons kry geleentheid deel van die kerk om Jesus se kruisiging te vier, deel van dit te kan wees wat die Here op die tafel sit vir ons. We need to constantly look back in what God did for us and thank him. En dit is maar, that's the walk of Jesus we do and the life we do with Jesus, want
Uh die feit dat ons so stikkend was en Jesus het my gekies in my grootste gat probleem. Ek was stikkend, 'n sondaar. Jesus het my gekies and still I thank Jesus for what he did for me on the cross. Want selfs nou nog, ek's nie perfek nie, want niemand is perfek nie. En ons leer elke dag meer om soos Jesus te wees, deur in sy woord te wees en ja, in sy teenswoordigheid en in gebed. So ons sien in Johannes 12 vers 1 tot 3 as ons nou kyk in daai week wat ons gewoonlik daai viering bietjie doen en dis wat gebeur het, so hulle sien daai Vrydag het Jesus aangekom in Betanië. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom. Nou in die Ou Testament hulle het 'n Pasga gevier en dit kom uit die Ou Testament uit as jy kan terug onthou wat gebeur het in Exodus en hoe Jesus hulle uitgelei het Egipte uit. Daar is een van die feeste is die Pasga. So Jesus en die disippels het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. So daar's 'n storie wat jy ook kan lees. Jesus het Lazarus uit die dode opgewek. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. Martha, Maria en Lazarus is broer en sissies en broer. Hulle is 'n familie saam. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was en Maria het 'n pond egte baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. Nou julle, ek weet ons doen 'n Bybeldraf deur die of 'n Bybelstapdraf deur die Bybel van die begin tot die einde en dit is die doel met hierdie Bybelstudie. Die doel is nie om in elke detail in te gaan nie. Ek kan net 'n hele teaching en 'n Bybelstudie doen net op die. Maar dis nou nie waarop ons mik nie, maar jy kan in jou eie tyd gaan sit, lekker deur dit werk, laat Heilige Gees jou bedien. Maar kyk hoe mooi is dit. Dink gou daaraan. Iemand is op sy laaste. Jy dalk iemand wat jy dalk self deurgestap het wat oorlede is of dis iets wat 'n mens dalk maar nog gaan deurstap. Ons almal moet doodgaan eendag. En dan dink net gou daaraan in die laaste oomblik as jy daai voorreg kry, jy weet die persoon is op sy laaste, om daai persoon met soveel liefde en omgee te kan hanteer, want jy weet. En ek dink, jy weet, dit is vir my so mooi, daar moes 'n begeerte in Maria se hart gesit gewees het, in haar hart, om hierdie te doen vir Jesus. Sy het naby Jesus gewandel. Sy was altyd die een wat by Jesus se voete wil gaan sit het. Sy wou altyd aandagtig geluister het wat het Jesus te sê. Want sy teenswoordigheid is alles. Ek kyk 'n mens baie keer en sê hulle Martha was die enetjie wat rondgehardloop het en sy het bedien en die kos reg gesit en alles. Nou, daar's niks fout om rond te hardloop vir God in die werk van bediening nie, maar daar moet 'n balans wees. En dis waarom ek sê dat we need to constantly sit at the feet of Jesus. Ons moet elke dag in aanbidding gaan, by Jesus se voete gaan sit en gaan luister. Heilige Gees, wat sê jy vir my vandag? Wat moet ek fokus op my lewe? Wat se introspeksie moet ek doen in my lewe? Wat moet ek sien vandag? Wat moet ek hoor vandag? En laat ek vir julle sê, julle weet as jy gaan sit by die voete van Jesus, die wêreld se chaos en se noise en busyness, sit vir 'n oomblik heeltemal daar buite wanneer jy jou kamer deur gaan toesluit en jy's in die binnekamer saam met Jesus. En hoe awesome is dit nie julle 6 dae voor die Pasga, voordat 'n week basies, voordat die kruisiging van Jesus moet plaasvind, kom wys Maria vir ons hoe dit gedoen moet word. En sy gaan sit by die voete van Jesus. Ek dink sy moes geweet het ietsie binne in haar, something, God must have put it something inside of her, om te weet, to have a knowing of ietsie is, something is about to happen. And the most important event is about to take place. Die belangrikste deel van die hele storie van die Bybel is nou amper 'n week, dan gaan dit plaasvind. En
So great om te sien. Julle kan daar gaan lees. Die Saterdag, daar's nie regtig inligting wat verskaf is nie, maar as jy onthou die Ou Testament, Saterdag was 'n rusdag in die Jodese kalender. Nou nog, ons sal bietjie later daar gesels wanneer ons kyk nou na die Nuwe Testament, maar dis die rusdag, dis die sewende dag soos die Here dit geskep het in die aarde en al daai goedjies. En Jesus moes seker maar net gerus het en tyd spandeer het saam sy vriende daarso in Betanië. En maar ons gaan 'n bietjie later gesels daaroor in die volgende sessie en hoe dit inkom. Die Sondag sien ons dat hulle noem dit die the Palm Sunday, die Palm Sondag. Dit is die triomfantelike intog van Jesus. Nou Matteus 21 vers 7 tot 11 sien ons hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. Nou moet julle weet, daar sal in die Ou Testament geprofeteer dat hierdie gaan plaasvind. Al deur die profete in die Ou Testament is al geprofeteer en gesê dis ewen hoe dit gaan gebeur. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare was wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê Hosanna vir die seun van Dawid. Onthou Jesus kom van die stam van Juda wat uit die bloedlyn van Dawid kom. Geseënd is hy wat hom in die naam van die Here wat in die naam van die Here kom en Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wat is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Nou, julle moet weet, baie mense het Jesus verwerp, nie almal het hom ontvang nie. En ons sal bietjie in die volgende sessie ook kyk van die Fariseërs en die Sadduseërs. En ek dink ons almal stap dit vandag uit. Jy sal in kringe beweeg in jou werk, in jou skool, waar ook al jy mag wees en daar's mense wat nog nie gered is nie. Daar's mense wat nog nie Jesus ken nie of hulle ken so 'n bietjie, maar hulle ken nog nie Jesus so in die diepte wat hulle pad staan saam met die Here stap nie. En dis waar onverantwoordelikheid inkom is dat en ons gaan nou 'n bietjie kyk na die boek van Handelinge vandag as ons nou daarby uitkom hoop ek, waar die evangelie versprei moet word. So baie het hom ook verwerp en dis hoekom ook die kruisiging ook plaasgevind het, want daar is mense wat hom in hegtenis geneem het en gekruisig het. So dis iets wat moes gebeur het. Dit was gespreek deur ons God en dis gedoen vir ons. And that's what we call grace. Dis die genade van God af. Julle verskoon my met Engels, maar ek bedien ook maar baie in Engels en partykeer kry ek nie al my Afrikaanse woorde nie. My airtime raak bietjie op, so ek weet ons almal is ook maar so 'n bietjie gemeng in die tale. So dan sien ons die maandag dat Jesus reinig die tempel, Matteus 21 vers 12 tot 13. En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak. Nou uit die hele evangelieboeke, dit is vir my spesiaal om te kan sien wat het in die laaste week gebeur. Wat het die Here self ons geleer in daai laaste week? Like, what did he teach his disciples in that last week? En hier sien ons 'n demonstrasie van Jesus duld nie wanneer 'n mens die huis van die Here 'n rowersspelonk maak nie. Ek praat nie net van 'n kerkgebou nie. Ek praat van ons tempels. Hoe belangrik ons huis, ons tempel, 'n plek van aanbidding moet wees waar ons ruimte moet maak vir die Heilige Gees om in ons te kom woon. En weer eens, ek sê julle, dit is vir my die mooiste om te sien wanneer iemand op hulle laaste is, die goed wat hulle sê, wat hulle doen, wat hulle ons aan herinner. Dis soos, that's the punchline. You will never forget that. Uit die hele storie van 'n persoon se lewe. Jy gaan daai dag onthou. Jy gaan daai laaste paar dae onthou. Jy gaan die laaste week onthou van daai persoon se lewe.
wat hulle gesê het en gedoen het en dit word selfs nou nog as jy daaraan dink, praat jy daaroor. Ja, daar's baie trauma involved met die afskeid van iemand en ek meen dis vir ons sien wat Jesus vir ons gedoen het. Hoe erg moes dit nie gewees het om Jesus was geslaan en gespoeg en gealles. Maar dis waar Heilige Gees inkom en ons gaan nou daarna kyk julle. Alraai, so Dinsdag en die Woensdag as die laaste leringe, julle kan bietjie kyk in Matteus 21 tot 25. So julle kan sien, daar's 5 hoofstukke net op leringe, die laaste leringe van Jesus uit die evangelieboeke. So ek sê hulle soos 'n derde van die evangelieboeke is net soos wat het Jesus gedoen in die laaste week. Ons sien in Matteus 26 vers 1 tot 2 sê en toe Jesus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels: "Julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word." En tog het die disippels dit nie 100% verstaan nie. Hulle het dit nie verstaan wat voor lê nie. En ja, ek dink ons verstaan soms nie in laaste oomblikke alles presies wat gebeur nie. But Jesus got the glory. Alraai, die donderdag, julle kyk hoe baie goed gebeur in die donderdag. Dis die laaste maaltyd van Pasga, onthou hulle vier die fees. Dis nagmaal, ons gaan 'n bietjie kyk nou na nagmaal. Jesus was die voete van die disippels en Jesus bid in Getsemane. Al hierdie goed vind plaas in een aand. Letterlik die aand voordat hy gekruisig was. So, ons kan bietjie gaan kyk in Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes." So hier sien ons dat Jesus kom wys vir ons. Hy maak 'n instelling, een van die belangrikste sakramente wat vir ons gegee is om die nagmaal te doen. En ons die woord praat ook daarvan ons moet dit so gereeld doen as moontlik. Ons het so lekker gekyk toe ons in die Ou Testament was, het ons gesien dat hulle moes 'n diertjie offer en dit was vir die mense se sonde en daar was al hierdie rituele wat plaasgevind het. Hier kom Jesus, hy vervul al daai rituele. En Jesus word gekruisig vir ons sonde. En hierdie sakrament wat ingestel is, wat Jesus gedoen het die aand voordat hy gekruisig was, is iets wat ons nou nog vandag doen. Soos julle weet, dat as jy deel van 'n kerk is, sal jy sien dalk een keer in 'n maand doen julle 'n nagmaal, partykeer sekere kerke doen elke Sondag 'n nagmaal, maar jy kan ook nagmaal neem in jou huis waar jy is tot wat jy dit nodig en jy voel dis nodig om dit te doen. Maar hier kom leer Jesus vir sy disippels hoe om dit te doen en vir ons dat as jy jou broodjie het en jou druiwesappie of jou watertjies en jy bid daaroor en dit is alles in geloof, want dit is wat Jesus ons leer het, is alles word in geloof gedoen. Jy neem deel en jy deel aan daai tafel. Dis elke keer wanneer ons getuig van Jesus se kruisiging. Dis die kragtigste wapen wat jy kan hê. Wanneer jy nagmaal neem, is elke keer wanneer jy getuig van Jesus se kruisiging, maar nie net sy kruisiging nie, maar sy opstanding. En dis soos om jou vriend of jou vriendin te vertel van Jesus elke keer. Wat het Jesus gedoen vir jou en vir my? Dis die kragtigste wapen as jy op die oomblik deur 'n moeilike tyd stap. It's a silent killer. Die vyand weet nie wat hom tref nie. Want Jesus het reeds oorkom en ons besluit wil ons deel hê aan daai tafel. En dis waar ons sondes vergewe word. Dis waar ons oorwinning kry deur die Gees van God. Dis waar siektes gesond word. Dit is waar ons nuwe krag ontvang. Dis waar ons getuig, ons sit ons geloof in Jesus. En hy kan ons in absoluut enige area van ons lewe help en herstel en gesond maak. Alraai, hier het ek so 'n fotootjie of 2 ingesit van nagmaal, hoe dit lyk.
En as jy nog nooit dalk van nagmaal gehoor het nie, dat jy dieper gaan soek en vra my, stuur my boodskap, los 'n comment op YouTube of Facebook. Ek dink bietjie later van tyd gaan ek bietjie in die basis gaan om leringe te gee. As jy wil meer weet, kom vra my en ons gesels daaroor. En ja, los 'n YouTube comment of 'n Facebook comment of stuur vir my inbox Facebook message en dan help ek jou, dan gesels ons bietjie daaroor. Alright, so dan sien ons ook een van die mooiste dele vir my is waar Jesus die voete van die disippels was. Ek dink dit moet andersom wees en Petrus het ook gesê, wel, jy weet, ons moet dit eintlik vir u doen. Jesus is he's God. Hy's God. En hier kom leer Jesus vir ons hoe Jesus afgekom het om 'n diensknegt te word. En hy het gedien. Hy het mense bedien. En dis dieselfde hoe ons meer soos Jesus Christus raak. Want ons kyk na wat het Jesus gedoen? Om soos Jesus te lyk, to become Christ-like, is to live out his word, is om sy woord te gehoorsaam en na te kom, wat Jesus gedoen het en wat ons moet doen. En Jesus het die voete van die disippels gewas en hy sê so omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, onthou Jesus weet nou hy gaan gekruisig word, hy weet hy gaan na die Vader toe. Hy het van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Nou ons kan in 'n baie dieper lering in hierdie gaan. Daar's soveel, ek sou sê nuggets. As ons net kyk na die voete was en hoe dit van toepassing het met die nuutheid, die skoonheid, die kleed wat uitgetrek is, die vuilheid wat afgewas word, basies dit wat op die kruis uitgevoer word. Hier doen Jesus eintlik 'n manifestasie van wat gaan gebeur op die kruis. As Jesus nou, wanneer hy nou gekruisig sou word in hierdie tyd, hierdie oomblik van tyd, het hy eintlik vir ons kom fisies wys. En dis kom ek sê daar's 'n baie dieper lering in die, maar en dis wat ons moet doen. Ons word diensknegte. Ons is daar om Jesus lief te hê, to love God and to love people. En ons gaan kyk in die volgende sessie daarna, die groot gebod en die tweede gebod. En dis wat ons geroep is om te doen, is om te bedien, is om mense se voete te was, om nederig te raak en to serve God and to serve his people. Toe sien ons in Getsemane, o julle, hierdie is 'n mooi fotootjie wat ek geneem het. En net vir julle wys, joh, daar's 'n winkel daar in Bethlehem in Israel toe ek daar was en hulle het al hierdie verskillende goed uit hout gemaak en dit is 'n Christelike winkel en ek het hierdie stukkie hout daar gesien wat hulle uitgekerf het. Is baie spesiaal, het 'n baie spesiale hout gemaak en okay, dis baie pricey, dit was baie duur. As ek eendag ietsie soos dit kan hê, is dit sommer hierdie enetjie wat en want dit is so na my hart, dit klop so diep, dit val so diep in my hart, daar's iets rondom voete was, wat die Here al met my kom oopbreek het oor tyd, en veral in die bediening wat hy my geroep het, vir mense wat op hulle laaste tyd is, maar ja, julle daar's 'n winkel met klomp verskillende goed wat uitgekerf is, en is goeders wat die Bybel reflekteer en die stories van die Bybel. Alright, so dan sien ons in die volgende deel, in daai selfde aand, Jesus is in Getsemane. Lukas 22 vers 39 tot 43 sê en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in die versoeking kom nie." En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid en gesê: "Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Julle imagine net, in die laaste oomblikke, Jesus is 'n tydelike liggaam gegee na oomblik.
En ons leer van Jesus af dat selfs ewen wanneer ons deur moeilike tye gaan, soos ons hierdie pad uitstap saam met die Here, ons gaan in tye kom waar daar moeilike tye is. En jy weet, een van hulle is in Engels sê persecution. Kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie. Maar dit mense wat nie glo nie, daar is wat ons uithaal en ons, ek sal sê, verneder en sê, ag maar, wie is hierdie Jesus wat jy volg? Selfs daar's kinders van die Here wat in die liggaam van Christus, hulle groei nog en hulle nog meer vrugte leer dra, maar slegte, evil goed wat gebeur, wat mense toelaat om ander mense seer te maak, of jy stap deur 'n ding van die Here vra jou iets om te doen, maar is nie maklik nie. Ek dink jy weet ons alkeen het ons storie. Alles het 'n koste. Ek dink aan myself wat in die bediening ingestap het. Dis nie maklik nie, maar ek wil sy wil volg. En dis wat Jesus wat hier gedoen het. Nie my wil nie, maar u wil. En wat kom doen die Here? Hy bring 'n engel, hy versterk hom. So sometimes we need to walk through difficult things in life, but know that Jesus Christ will give you the strength. Heilige Gees sal dit gee vir jou om soms deur moeilike goed te stap. Because it brings glorification to Jesus Christ. Dit is die belangrikste deel. God kry al die eer. En ons sien hierso dat Jesus het gesê, nie my wil nie, my Vader wat in die hemel is, ons Vader wat in die hemel is, maar u wil. En hierdie moes gedoen gewees het, of ek sê nie moes nie, maar dis 'n geskenk van God af. Want dat Jesus gekruisig is vir ons, sodat ons 'n erfporsie kan hê in die hemel. Ek kan dink dat hierdie moes nie maklik gewees het nie. Om te dink jou liggaam word aan die kruis vasgespijker. Jy word geslaan en opgespoeg. En jy verdien niks daarvan nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Jesus het niks verkeerd gedoen nie. Maar is die wil van die Vader. Want hy het ons so lief, hy het ons eerste gekies, dat ons 'n erfporsie kan hê in die hemel. Dat ons dogter en seun genoem kan word. Want alles kom deur Jesus na die Vader toe. En Jesus was vir ons gekruisig. Jesus was vir ons gegee. En as ons teruggaan, onthou julle, Abraham, die Here het vir Abraham gevra om sy seun Isak op die altaar te gaan sit. Ek dink dit was soos 'n smaakie wat ons gekry het van wat gaan kom. Dink daaraan, jy moet jou seun opoffer. Ek dink nie enige pa of ma sal dit wil doen nie. Maar hier kom God, ons Vader in die hemel, en hy gee Jesus vir ons deur genade dat ons 'n erfporsie kan hê. Eendag in die hemel waarin ons in sy teenswoordigheid gaan wees vir ewigheid. Alright julle, kom ons beweeg aan. Ek kan lank sit op 'n deel, maar hierso is die tuin van Getsemane in die tyd wat ek by Israel was, Jerusalem. En hierso 'n olyfboom wat oor die 2000 jaar oud is. Ek hoop julle kan hierdie mooi sien op die skerm, maar die wat nou die notas gaan ook aflaai gaan sien hoe mooi dit lyk. En jy weet, dit kom net terug. The evidence is there. Die evidence is deur sy krag in die bloed van Jesus daar. Maar ek weet dat, jy weet, mense kan so redeneer, ateïste en al die dinge goeters, wat 'n voorreg dat ek hierdie kon sien en kon sien hoe dit daar gelyk het. Obviously dit lyk nou nie presies soos hoe dit daai tyd moes lyk nie, maar ek glo hulle probeer dit so moontlik in 'n toestand hou. Want hierdie dis spesiaal, dis waar Jesus gestap het, dis waar Jesus gebid het. Alright, dan sien ons die donderdag aand, Jesus word verraai deur Judas. Judas was een van die 12 disippels en hy word in gevangene geneem. Markus 14 vers 43 tot 45 sê, en dadelik terwyl hy nog spreek,
verskyn Judas, wat een van die 12 was en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge, en sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelik na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. En dit was nou die teken gewees om te sê, hoorie, dit is Jesus, julle moet hom in gevangene neem. En deur die Romeinse soldate is hy in gevangene toegeneem. Kan julle glo al hierdie goed het in een aand plaasgevind? Ons het nou gepraat oor 1 week, maar ek besef nou net al hierdie goed het in een aand plaasgevind. Dit it wows me what just happened and what took place. En ja, die belangrikheid daarvan. En ons sien hierdie foto's wat ek geneem, is vir my baie spesiale oomblik gewees. Ek het hierso op my boude gaan sit en ek het opgekyk boontoe. So hierso binne het ek gaan sit en hierdie is wat ek afgeneem het wat jy bo kan sien. Nou toe ek nou die geleentheid daar gehad het, saam Joy Travel Group om in Israel te kan wees. Toe sê hulle dat daar's groot moontlikheid dat Jesus aangehou was hierso. So ek kan dit nie met 100% sekerheid sê nie, but there was something that I felt toe ek daar gaan sit het. En ja, dis baie toe en jy weet, obviously hulle het nou hierso trappe ingebou en al die dinge, maar dit was nie so voorheen nie. Nou as Jesus hier aangehou moes gewees het, jy weet, waar hulle hom in gevangene gehou het, geslaan het, gespoeg het en al die dinge. Daar's nie baie suurstof wat daar deurkom nie. Kyk, as jy in 'n vertrekkie gesit word, jy voel die suurstof raak op, dit moes donker gewees het, nie ligte en al daai special dinge. Obviously hulle het hom in gevangene ingeneem. En ja, dit was vir my 'n oomblik gewees toe ek hier gesit het en net opgekyk het en ervaar wat Heilige Gees met my in daai oomblik gepraat het en wat hy moes deurgestap het vir my en vir jou. En ons sien toe Markus 15 vers 16 tot 20, toe lei die soldate hom weg in die binneplaas. Dit is die goewerneur se paleis. En hulle roep die hele leerafdeling bymekaar en trek hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg op hom en val op die knieë en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan en hulle lei hom weg om hom te kruisig. So dit kon moontlik hier gebeur het. Um in hierdie fotos wat ek vir julle verskaf het. En ons sien toe Jesus moes nou sy kruis gedra het, alhoewel daar ook ek dink 2 disippels was wat hom gehelp het. Wat hierdie foto wat ek hier geneem het, hierdie foto hierso aan die regterkant is net soos wat hier teen die muur op was. Nou is my baie mooi klipwerk wat uitgekap is en wat basies wys vir ons hoe hulle Jesus gemartel het basies. En hierdie trappe hierso, dit is jy kom van hier af basies waar daai gedeelte nou was, hierdie foto's wat ek vir julle geneem het. Ons 'n buiteplein daar, waar Petrus ook vir Jesus 3 keer verraai het. Julle sal dit lees daar in die Bybel ook. En hierso stap Jesus af met sy kruis en hulle is besig om af onder toe te gaan sodat Jesus gekruisig word. En dit is min of meer hoe dit daar lyk. Want alles lyk baie klipperig en droog daarso. En dis basies hoe dit gelyk het. En ons sien die Vrydag het aangebreek. Lukas 23 vers 33 tot 34 sê: En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daarop gewerk. Nou, Jesus moes hier gekruisig geword het hieronder, hier waar die busse staan.
So toe ek daar was, um hulle het so, kan ek sê hulle het dit soos toegemaak hier so my kan daaronder parkeer. En dis waar al die busse staan, al die toerbusse. En ek het 'n foto geneem aan die regterkant. Dit is van die ou tyd al of wat hulle daar op het waar hulle 'n foto geneem het in daai tyd en dit is presies hoe dit daar lyk, maar dis net die angle. Dit is net vir my 'n beter foto wat vir my presies wys hoe dit hier aan die linkerkant lyk. So 'n bietjie uitgezoom, maar as jy kan sien, daar is die hoofskedel. Dit lyk soos 'n hoofskedel. So jy sien daar's die oogie en die oogie. Dit lyk soos 'n skedelkop. So, dis hoekom hulle dit hoofskedel genoem het. En hieronder, so okay, so julle sien nou hierdie foto's redelik baie meer jare terug geneem. Daar's dan nie toerbusse en soos ons nou almal gaan toer en gaan kyk en hoe dit daar lyk nie. Daar's ewen kamele daar en alles. Maar dis basies hoe dit gelyk het. So Jesus was hieronder iewers gekruisig. En dis hoe dit vandag nou lyk aan die linkerkant wat ek hier voorreg gehad om dit te sien. Lukas 23 vers 50 tot 54 sê en daar was 'n man met die naam van Josef en 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. En hy het nie met die hulle raad en handelwyse saamgestem nie. En van Arimatea, 'n stad van die Jode wat ook self die koninkryk van God verwag het. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie en dit was die dag voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. So op daai selfde Vrydag nadat Jesus gekruisig was, ehm het hierdie man gegaan en die Here het dit op sy hart gelê om hom te gaan toedraai. Soos julle weet, as iemand by die dood afgestaan het, is spesiaal om daai persoon met die ek sal sê met die eer om eer te betoon, om die persoon te laat begrawe of veras of wat ook al julle nou doen, maar om 'n kerkdiens te hê en behoorlik afskeid te neem en daai persoon se lewe te eer. En jy maak seker the most care is given to that person want dis 'n eer wat 'n mens betoon. En ek meen wie minder of hoe kan ek sê die persoon wat dit die meeste actually um the honor that needs to go to Jesus, dat hierdie man het besluit om dit te doen en Jesus mooi toe te draai en al daai dinge. En hier het ek 'n foto geneem aan die regterkant sou julle sien. Dit is die graf waar Jesus ingesit was en neergelê was. So daai opening daarso, as jy daar ingaan, sal jy sien hier aan die linkerkant is die binnekant van die graf en dis hoe dit gelyk het. Nou nog vandag, dis die foto wat ek kon neem of die foto's wat ek kon neem toe ek nou 3 jaar terug daar in Israel was. En die Sondag sien ons Jesus se opstanding. Lukas 24 vers 1 tot 3 sê: En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind en toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En dit is waar die opstanding plaasgevind het. Jesus is gekruisig en na 3 dae het hy opgestaan. So die Sondag toe hulle daar kom, toe is Jesus nie daar nie. En dis wat ek vir julle gesê het, wanneer ons nagmaal neem, ons vier nie net die kruisiging nie, maar ons vier sy opstanding, want dis waar die krag sit. Jesus het opgestaan en hy sit vandag aan die regterkant van die Vader en hy veg vir ons. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit Jesus wat vir ons in daai gaping staan wat hy dit reeds gedoen. En ja, dis die laaste week van Jesus wat plaasgevind het. Jo, julle 'n lang storie en ek het nou redelik baie tyd opgeneem. Maar kom ons kyk gou of ons deur hierdie gedeelte ook kan gaan. Dit is basies wat gebeur het in die laaste week. The most important event that took place on earth ever. So nou sien ons in die laaste week, Jesus is nou gekruisig, Jesus het opgestaan.
Jesus het oorwin. En alles wat gespreek was ook in die evangelieboeke, uh het Jesus oor gepraat, geprofeteer. Hy het geprofeteer oor sy kruisiging, sy opstanding en hulle het dit nie lekker verstaan nie. Hy het ook gesê hierdie tempel gaan afgebreek word en dan oor 3 dae gaan dit opstaan. En hulle het gedink Jesus praat oor die tempel wat daar is, onthou die tweede tempel wat gebou was. En Jesus het eintlik in daai gelykenisse gepraat. So jy's nou in die evangelieboeke. Daar's so baie diepte in dit, so baie wat vertel word. En nou kom ons by die gedeelte waar ons nog steeds in evangelieboeke is en wat 'n baie belangrike deel vir ons uitlig waarin ons nou in moet stap en wat Jesus vir ons kom leer het. So Jesus se eerste verskyning na die opstanding in Markus 16 vers 9 tot 10 sê vir ons: En nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. So Jesus het opgestaan en hier bring hy die evidence, the support, die ondersteuning daarvan, dat Jesus hoef dit nie eers te gedoen het, but God decided it for it to happen this way. Verskyn Jesus aan eerste in hierdie voorbeeld aan Maria Magdalena, maar ons gesien hy het ook aan die disippels verskyn. En dis die disippels wat nou verder gegaan het en hulle vertel het van Jesus en waar die werk van God begin gedoen word. Maar ook awesome om te sien, Jesus het verskyn aan 'n vrou, nie eers aan een van die mans nie. En dis waar ons verder ook sal 'n bietjie kyk in die volgende sessie, maar ons almal is geroep om God se werk te doen, of jy nou 'n man is en of jy 'n vrou is. Die Here het ons almal geroep om ander mense te vertel van Jesus. Dit is ons werk of die groot opdrag wat die Here vir ons gegee het. En ons gaan nou na dit kyk. Na Jesus se opstanding het ons gesien dat Jesus was 40 dae op die aarde en daarna het hy opgevaar na die hemel toe. In hierdie tyd het hy basies en dit is wat ons noem Hemelvaartsdag. Na 40 dae ons as 'n kerk ons vier dit, so ons sal gewoonlik daai Paasnaweek vier en dan sal ons 40 dae wat ons wag en dan sal ons 'n Hemelvaartsdiens hê en ons kyk na die herdenking daarvan en ons vier dit en dan kom die Pinkster in wat ons ook nou na sal kyk. So ons sien dat in hierdie tyd het Jesus aan die disippels en ander verskyn en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek. En hier aan die regterkant het ek 'n foto van die see van Galilea aangesit. Onthou alles het daar rondom gebeur en dit was net vir my mooi die son opgekom het en dit is vir my net so spesiaal in die sin van hoe Jesus opgestaan het. En ek dink elke dag wat die son opkom, word ons herinner aan wat het Jesus vir ons gedoen. En toe is die groot opdrag vir ons gegee voordat Jesus hemel toe is. Nou hierdie opdrag is van toepassing op elke kind van die Here. As jy 'n kind van die Here is, Matteus 28 vers 16 tot 20 is dit die opdrag wat ons moet uitvoer. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." So dis die groot opdrag wat Jesus gegee het voordat hy hemel toe was. Markus 16:15 tot vers 15 tot 18 sê ook: "En hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom." Onthou die evangelieboeke, dit gaan basies oor die evangelies, is gaan vertel ander van Jesus. Wat het Jesus vir ons gedoen? Gaan getuig, wat het Jesus vir jou gedoen? Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg: in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink,
sal dit geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En dis die groot opdrag wat die Jesus vir ons gegee het, is dat ons moet die evangelie verkondig. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons beweeg met sy kragte om ander mense aan te raak. En hier is 'n foto aan die regterkant van geneem op die Olyfberg waar Jesus teruggeneem is na ons Vader toe. So dis basies waar hy was. Hier's 'n so sê 'n klein kerkie, tempeltjie ding wat hulle daar gebou het in die tyd, wat dit daar was. Maar dit was op die Olyfberg en dis waar Jesus hierdie laaste groot opdrag gegee het aan sy disippels voordat hy hemel toe geneem was. En ehm Jesus se laaste verskyning en instruksie, so sy laaste instruksie is in Handelinge 1 vers 8 tot 9. Hy sê: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde." En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En dis waar dit basies plaasvind. Dit is hierdie foto. Dis sy instruksies, sy laaste instruksie wat Jesus vir ons gegee het. Na daai 40 dae, die laaste dag, die 40ste dag, dis die laaste instruksie wat Jesus gegee het en hy het basies gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle gedoop word met die Heilige Gees. Julle word my getuies en julle gaan doen my werk vir vir Jesus. Ons gaan doen die werk, ons gaan vertel ander van Jesus." En dit is vir my belangrik. These stuff are really important, especially in the last moments of what Jesus did in die laaste week, die laaste goed wat hy gedoen het en gesê het voordat hy opgeneem is in die hemele. Ons moet ag gee op dit. En dan Johannes 21, die heel laaste vers, daarso vers 25, sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self dink ek die geskrewe boeke nie bevat nie. Dink ek dat die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. En dis Johannes, die geliefde wat die boek van Johannes geskryf en hy sê dat alles is nie eers opgeteken in die Bybel nie, want as ek moet boeke skryf, sal daar nie eers genoeg boeke wees nie. So, is my interessant wat Heilige Gees gekies het wat in die Bybel moet staan en dat ons dit na moet kom. Maar as hulle nog boeke moes skryf, sou dit net te veel boeke gewees het want daar's soveel meer wat Jesus gedoen het wat nie eens opgeteken is in die woord van God nie. Ja, sjoe, dit is letterlik die laaste week wat Jesus gedoen het, wat voordat hy hemel toe is en wat daar plaasgevind het. En ons gaan nou kyk, waar is ons nou in die Bybel? Omdat ek het vir julle gesê, daar's 27 boeke in die Nuwe Testament. Ons het nou basies gekyk na die 4 evangelieboeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis die evangelieboeke waar Jesus gebore was, groot geword het, sy bediening uitgeleef het, 3 jaar, 30 jaar oud, toe Jesus 30 was, het hy in sy bediening gestap. 3 jaar het hy sy bediening uitgeleef. En die heel laaste week, wat the most crucial week was hy gekruisig. En daarna die 40 dae wat hy op aarde was, wat hy vir ons gesê het wat om te doen het. En dis wat ons gekry het van Jesus, wat in die Bybel opgeteken is. En nou beweeg ons na die boek van Handelinge toe. En waar hierdie evangelieboeke, dit wat Jesus gedoen het, verder nou uitgeleef moet word en uitgestap moet word. So ons gaan nou kyk na die boek van Handelinge. Dalk kan ek net 'n inleiding gee tot ons volgende sessie, want hierdie sessie raak ook lank. Maar basies hier's weer die tydlyn wat ek vir julle gegee het vroeër ook. En ons sien nou basies dat ons het na hierdie 4 boeke gekyk: Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En die boek van Handelinge is die boek wat nou gaan volg. Ja, julle, ek dink ons moet hom dalk hier sny, hierdie sessie. Hierdie sessie is redelik lank. En dan dink ek die volgende sessie gaan ons begin met die boek van Handelinge en waar dit nou meer invleg. En hoe kan ek sê in Engels,
to come to the conclusion, die opsomming daarvan. So ek dink ek gaan dit hier stop. Hierdie sessie is redelik lank, is seker nou al 'n uur lank. En dan in die volgende sessie, dan skop ons af met die boek van Handelinge en waar dit alles nou mooi invleg. Alright julle, so ek dink let's keep it till there. Het ek time hoe kan ek sê tydbewus is en want dis baie om in te neem en te gaan deurwerk. So dan die volgende sessie gaan ons nou begin met die boek van Handelinge. Daar is sekerlik nog 2 sessies oor, dalk 3 sessies. Ons weet nie. Let's see how Holy Spirit leads. En ja, ek hoop dat hierdie julle gebless het, geseën het. Sorry vir die Engels tussenin. Maar ek hoop hierdie sessie was vir julle so lekker soos vir my. Dit is altyd lekker om in die woord te wees. Altyd lekker om iets nuuts te sien en te leer. Glo my, ek leer net so baie soos julle soos ek hier deurstap. Heilige Gees breek vir my nuwe goed oop en ja, dit is net lekker julle. So mag julle 'n awesome dag verder hê, 'n lekker week. Mag hierdie sessie julle so bless. Mag Heilige Gees julle verder bedien en dan sal ons kyk nou na die volgende sessie waar ons sal afskop met die boek van Handelinge. Alraai julle wees geseënd en ons sal dan aangaan in die volgende sessie en sien uit daarvoor. Be blessed.